Elena Hetema, lekker in jou tuin in Pretoria, die koningin van cabaret. Hoe voel jy? Ek weet nie wat om vir jou te sê nie. Wel, dit is net wonderlik om in my tuin te wees. Dit is my helende spasie. En ja man, ek is al lank in die cabaretbedryf, 30 jaar. So, ek dink daar's 'n paar van ons wat al lank daar is, maar dit is my groot liefde en passie. Ja. Maar dit is nie die enigste genre wat jy sing nie. Jy doen natuurlik 'n verskeidenheid van liedere. Ja, nee, groot verskeidenheid. Kyk, cabaret gee jou eintlik daai moontlikheid, want ek sê cabaret is eintlik oor vertolking en oor, jy weet, jou optrede. Dis baie teatraal en jy weet my agtergrond, ek het eintlik 'n BA drama gedoen. Ek het vir Druk gewerk as aktrise. En baie van ons wat in die bedryf is, weet Karen Hougaard, ek praat van my generasie. Amanda is 'n bietjie ouer as ek. Nathaniel, selfe ouderdom as ek, ons selfe jaar gebore. Het eintlik drama geswat, jy weet. So die medium is baie teatraal en hy gee jou baie vryheid, want dit gaan eintlik oor vertolking. Elena, jy het nie sommer net eendag besluit, hier sing ek nou nie. Ergens het in jou lewe iets gebeur wat jou in daardie rigting gedwing het, wil ek amper sê. Ja, ek dink, jy weet, wanneer ek 'n klein dogtertjie was, het ek soort van, wel, ek was eintlik altyd soort van op die verhoog in die kore, altyd solo gesing en was in die Pretoria kinderkoor. Dit was 'n redelike ding om daar in te kom, want hulle het audisie gedoen, 1000 kinders, toe 20 gekies en toe uiteindelik 5. So, maar ek was 'n klein dogtertjie en daar was geen druk nie. My ouers het nie druk op my geplaas nie. En ek was in ook die Pretoria kinderteater en daar was 'n groot liefde vir die teater gekweek. Ek het ook in 'n huis groot geword. My ma het toe ek klein dogtertjie was, 5, vir Druk gewerk as die skakelbeampte. En daar was altyd musiek in ons huis. My ma het klavier gespeel, my pa het ook gesing en gitaar gespeel en my oupa het 4 instrumente gespeel. So daar was altyd musiek in die huis en veral baie kontinentale musiek, omdat jy weet my pa ook in Holland gebore is en my ma was net baie lief vir die kontinentale genre. Jy weet Piaf en George Mustaki en tale en so aan. So ek het in die regte huis groot geword. Absoluut, soos wat mense sportmense kry wat in 'n sporthuis groot word, so jy in 'n kuns- en kultuurhuis groot word. Ja, maar onthou my pa was ook 'n sportman, so daar was daai faset. So my broer het eintlik perd gery en my pa, jy weet, was renjaer en vroeër fietsryer, dubbel springbok. So daar was 'n bietjie van alles, maar daar was altyd definitief kultuur in die huis, jy weet, baie lekker. So van jou ouers gepraat. Dis 2 eisters in jou lewe en jy is bevoorreg dat jou ma nog saam met ons is, maar jou pa ongelukkig nie meer nie, maar jy het 'n baie spesiale verhouding met beide van jou ouers gehad, maar kom ons praat oor die verhouding met jou pa. Ja, so my pa, ek dink ek is 'n bietjie van albei van my ouers. Ek het 'n bietjie albei van my ouers in my. Jy weet my ma is 'n woordpersoon. Maar my pa ek dink het 'n bietjie meer, ek het 'n bietjie sy persoonlikheid. Ek dink as ek praat van persoonlikheid, ek het 'n bietjie sy persoonlikheid. Ek het 'n bietjie geduld nou geleer soos ek ouer geword het. Ek bietjie ongeduldig, effens rusteloos, maar nie meer so baie nie, baie meer rustig nou. Maar ek dryf myself redelik hard. Ek's 'n bietjie van 'n perfectionist en ek sal myself vat tot my uiterste en dan sal ek oorgee. En ek dink my pa was ook so baie passievolle persoon. Alles wat hy aangepak het, het hy met passie gedoen en met baie vreugde. Positiewe persoon. Ongelooflik. En ek dink ook, jy weet, hy het ook gesê jy moet ook baie keer verstaan as jy jou beste gegee het en dit draai nie uit soos jy dit wil hê nie, moet jy dit aanvaar. So hy het eintlik 'n baie sterk filosofiese streep in hom gehad, amper filosofies geestelik, jy weet. En hy het ook gesê dat jy trots moet hê in jou werk. Dit maak nie saak wat jy doen nie. Hy het uit Europa gekom en hy het gesê daar's mense wat kelners is of hulle straatveers, maar hulle doen dit met alles in hulle en hulle is trots op hulle professies. En ek dink jy weet 'n mens moet wees. Jy moet eintlik jou professie is jou meester. Sy sê vir jou, jy weet wat die maatstawwe is.
Elena, jy het met bekende sangeresse al skouers geskuur in Suid-Afrika en Anton Goosen het ook 'n draai in jou lewe gemaak. Ja, dit was eintlik ongelooflik want ek onthou ek het televisie gekyk en hy het waterblommetjies gesing en ek het eintlik begin huil. En ek weet nie, ek het so voorgevoel gehad en ek het net gevoel ek dink ons paai gaan kruis en hulle het. Lucas Marie het my genader om audisies te doen by die Oula, dit is my ou universiteit. En ek het eintlik audisies gedoen en toe word ek lid van die kommissie van ondersoek. En dit was net 'n ongelooflike tyd eintlik. Jy weet, ek dink dit was soort van miskien 'n bietjie te vroeg. Want ons het in Afrikaans en Zulu en Sotho gesing. Maar dit was ongelooflik want ek meen ek was omtrent 29, ek was die baba van die groepie. Daar was Lucas Marie en Karlien van die kerk. En ons het eintlik eers 'n plaat opgeneem. Ons het eers studio toe gegaan en toe het ons begin optree. Ons het mekaar nie eintlik geken nie. En ons het potjies wat so 5 ure geduur het. Het Lucas en Anton en die kook, het tot ure gevat voor ons geëet het, gekry en ag, dit was 'n fantastiese tyd en Lulu van der Walt het die verwerkings gedoen. Dit is 'n bietjie soos the Travelling Wilburys. Die klank ek dink was baie uniek. Ek dink nie daar het so 'n groep bestaan in Suid-Afrika nie. En ek dink ons boodskap was uniek. Ons het gepraat van winde van verandering. En ek sê wel Suid-Afrika is 'n land van weet nooit vervelig nie. Continuous change. Ja, dit is net, daar is altyd verandering en ek dink ons is dinamiese mense en ons moet onthou ons is eintlik ons voorvaders het oor die see gevaar. Ons het dit in ons bloedstroom, ons is aanpasbaar, jy weet. Maar dit was 'n ongelooflike tydperk, 25,000 mense, Kerkplein en ons het op toer gegaan vir 6 weke. Jy weet, ek het kabels opgerol middernag. Jy weet, mense dink ons beroep is so glamorous. Dit is nie. Dis harde werk, maar dit is so kragtig om vir mense te sing. Dit is so verrykend. Geestelik verrykend, jy weet. En die ding is, dis 'n harde meester, want jy's net so goed soos jou laaste vertoning. Maak nie saak of jy moeg is nie, of jy siek is of jy hart gebreek is. Ja. So jy kan die wonderlikste ster wees, maar as jy nie 'n gehoor het nie, as niemand gaan kyk of luister na jou nie, is absoluut. Ons nie veel werd nie. Ons gaan vir onsself in die stort sing. Ja, verseker. So die ding is jy met jouself die hele tyd wat is die Afrikaanse woord, reinvent. So jy weet, ek het ook probeer om 'n groot verskeidenheid series uit te bring en jy weet jy kan nooit net sit van terugsit nie. Jy moet die hele tyd skep, jy weet. Op die tafel staan 'n feetjie en ek kry die gevoel dat feetjies speel nogal 'n belangrike rol in jou lewe. Ag, dis 'n baie interessante ding wat jy daar sê, want toe ek 'n klein dogtertjie was, het ek 'n feetjie gehad. Haar naam was Tinkerbell. Ek het baie met haar gesels, maar ek het eers later uitgevind, baie later, was my ma wat by my venster 'n hoë stemmetjie gepraat het, maar ek het regtig geglo ek het 'n feetjie. En ja, ek dink 'n mens moet, jy weet, jy moet altyd daai soort van dit wat jy nie aan kan vat. Dit wat verhewe is bo die natuurlike. Daai element moet jy in jou vertonings ook inbring. Daai oomblikke, daar moet 'n betowering wees. Daar moet stilte wees. Daar moet oomblikke wees en daai feetjie element probeer ek ook in my vertonings bring. Ons sit natuurlik hier in 'n feetjie tuin. Ja, dis my feetjie tuin. Absoluut 'n feetjie tuin. Elena, ek weet dat kunstenaars gesels nie graag oor toekennings wat hulle gekry het in hulle lewe nie, maar ek dink tog dis belangrik want ek sê altyd mense moet die yster in jouself erken en dan kan jy die yster in ander mense ook erken. Watse toekennings het jy deur jou loopbaan ontvang? Ja, so ek moet jou sê al die toekennings wat ek gekry het was regtig 'n verrassing vir my. Ek kon dit eintlik nie glo nie. So ek dink wel ek het vir onder andere die Geraas toekenning beste vroulike kunstenaar gekry en FNB was ook beste vertoning FNB Vita Awards, dit is baie lank gelede. Ek was 2 keer vir SAMAs genomineer. Ek het hulle nie ontvang nie, maar daar was 5 kunstenaars.
Maar jy weet, daar's 5 van ons en jy staan daarom 'n bietjie uit as die Suid-Afrikaanse musiek toekennings. Die Vonk, tweede beste album van die jaar na Slorika, en ek onthou ek het daai serie, ek het hom eintlik onafhanklik gedoen. Select het hom net versprei. Ek was by Select vir 12 jaar en ek het hom gepos van Port Elizabeth af en ek het gehoop die duif gaan betyds daar aankom en toe kon ek nie glo nie, ek het toe, jy weet, daai toekenning gekry. Die laureaat toekenning van my universiteit was seker miskien die grootste. En onlangs die Afri-Indie beste solo kunstenaar en ook beste album. Ja, so ag, daar's 'n hele klomp, jy weet. Maar ek dink dit is net mense sien jou raak. Dit is al wat dit is. Eintlik is dit miskien half verwag as jy lank genoeg in die beroep is. Jy weet, maar dit is 'n verrassing en ja, dit is net dat dis erkenning van jou eintlik van jou mede kunstenaars of mede mense in die beroep. Helena, jy is lief vir tale ook. Jy het gesê jou ma is taalkundige basies, maar jy self het in verskillende tale al gesing. Ja, so ek sing in baie tale. Ek is basies Fransmagtig. Ek het Frans op skool gedoen en ek het dit bietjie verder gevat. Ek het klas gedoen by die Allianz vir so 'n jaar. Maar en bietjie toe ek in Italië was, het ek ook Italiaans. Ek kan hom baie basies praat. My Frans is skoolfrans, maar was ek daar vir 4,5 maande. En dan sing ek sing in Frans, Italiaans, Engels, Afrikaans, Duits, Nederlands, Vlaams, Spaans en Zulu en Sotho. Ja. Ons sit hier in 'n tuin en die sonnetjie breek so deur die bome en dit laat dink my aan sonkring. O ja. Dit is 'n baie belangrike fase van jou lewe. Ja, ek moet jou sê sonkring as iemand nie weet wie ek is nie, dan sê ek net ken jy sonkring? Want dit was 'n baie gewilde reeks. En ek het amper daarin gespeel. Ek sou die rol van Henriette Gryffenberg gedoen het. Ek het die finale audisies gedoen vir Jan Skots. En dis sê ek, dit was in die tyd van die kommissie. Dis ek vir Jan, nou sê Jan, ek sing ook. Jy weet, ek dink laat ek nou alles doen wat ek kan doen om 'n kans te kry, miskien iets te doen. Dis ek gaan haal jou gitaar. En ek was so in die kommissie en ek sing toe vir hom. En toe laat hy my weet, kyk, jy het nou ongelukkig nie die rol gekry nie, maar ek wil hê jy moet teen 1:00 vanmiddag vir my asseblief 'n liedjie bring. Ek sê, ek soek 'n liedjie vir die sonkringkinders. En ek sê, ek sit daar en ek eet my posttoasties. Ek sê vir my ma, ek moet nou 'n liedjie skryf en ek moet 1:00 daar wees. En toe skryf ek Tobbos in die wind. En toe hou so baie daarvan. Toe sê, weet jy wat, ons het 'n temalied vir sonkring. Ons het al die musiek, Frans van Roos het die musiek gedoen, maar ek wil hê jy moet die lirieke skryf en jy moet dit sing. Sure. En dit is sonkring, kringend en draaiend, o noodlot, jou donker gesig in die wind, kolkend verraaiend, so kring noodlot sy vinger ook so deur jou hand, die sigene vrou. Ek sigene vrou wat sade van verdriet met saai, ek sigene vrou, wie kan sien, wie kan verraai. O kinders van goud, o sonkring. Sure, dis mooi. Helena, natuurlik, jy praat so ek bedoel, dis jare terug wat ons nou van praat en ek dink kunstenaars wat my verras en beïndruk altyd van kunstenaars, het sy dit sang of drama is hulle geheue. Dit moet ongelooflik wees. Ek het nou onlangs op die Suidoosterfees gesien die woorde wat onthou moet word. Ja. Kyk, dit word verwag. Ek was baie mal oor geskiedenis op skool en ek was net gebore met 'n goeie geheue. Dit was ook vir my gegee. So dit word in toneel word dit absoluut verwag. En toe ek 'n klein dogtertjie was in die kinderteater, was dit 'n 100 bladsy teks, jy weet. So ja, ek dink dit word verwag en gelukkig jy wil nou net hê die geheue net bly, maar so ver so goed. Ek dink dis die grootste vrees wat 'n kunstenaar het as hulle ouer word. Want ek het gesien met Elvis, jy weet, en hy is oorlede op 47. Piaf ook 47, Judy Garland 47. Kan jy dit glo? Al die kunstenaars op 47. Ja, maar ek dink in die geval van Elvis was dit was vroeg. Anders te nee, gewees, dit was. Maar al hierdie mense was as gevolg van ander redes. Ja. Maar ek wil maar net sê, dis net 'n interessante feit. Dat hy jy sien en dit is opgeneem en is daar vir ewig. Weet, 'n bietjie vernederend eintlik. Eintlik wil dit gee my baie empatie vir hom waar hy sy woorde vergeet op die verhoog voor 'n baie groot gehoor. Jy weet so. Aan die ander kant, Helena, jy's besig, nog steeds baie besig. Ja, besiger is ooit eintlik, Herman.
So, jy het 'n boek wat jy ook aan werk, wat 'n koffietafelboek wat byna sy verskyning maak. En ek dink die brein is soos 'n spier en jy is besig om daai spier definitief te oefen. Ek sê body, mind and spirit, so ek doen yoga ook. En ek sê balans. So probeer balans handhaaf. En ek kan jou miskien net wys, hier is so ek het omtrent 30 kunstenaars wat deel van die boek is. Dis 'n koffietafel digbundel. Hierdie is 'n Dirk Meerkotter se waterverf. En hy was saam met Betty Celia Barnard. So ek is baie lief vir kuns ook. So baie opgewonde. Ek het fotograwe, allerhande mediums, inksketse, jy weet, en 'n groot verskeidenheid kunstenaars. En hier is Tolbos in die wind. Ek sê Tolbos in die wind. Gister was ek net 'n kind. Môre mag die stormwinde waai en gister is reeds verby. Hier staan ek onder die sekelmaan. Die wêreld is reeds aantaan. Vandag se winde ken ek goed. Môre is 'n geslote boek. Al staan ek in 'n duister nag. Al hoor ek stemme name roep. Ek soek die hand wat al die kaarte deel. Is ek 'n tolbos in die wind. 'n Tolbos in die wind. So. En die kaarte is deel van die Sigener wat die tema was van Sonkring. So, dis mooi. Elena, dit is regtig waar wonderlik om jou te gesels en ons kan vir ewig in die tuin hier sit en nog baie gesels. Filosofeer, ek dink dit is wat dit is. Maar baie dankie vir jou tyd. Dankie dat jy bereid is om 'n tydjie te maak in jou besige skedule en met die wêreld te deel wat jou geskiedenis is, wat jou ervarings is. Ten slotte, wat lê vir Elena voor? Ja, weet jy, ek wil baie graag, soos ek ouer word, wil ek meer en meer skryf. Ek sal graag kinderboeke ook wil skryf en miskien 'n novelle of miskien 'n autobiografie. Ek sal sien. Ek dink nie ek is al daar nie. Ek moet ouer wees. Dit miskien begin op 80 as dit die moeite werd is vir die wêreld. Maar ek wil meer skryf. Ek wil aanhou sing. Vir ten minste nog hopelik 10 tot 15 jaar. Ten minste 15. En ek sal graag 'n bietjie regie ook wil doen. Graag 'n bietjie regie. En ek doen nou nog oorklanke, 'n bietjie radiowerk, so jy weet, net aanhou. En ek wil eintlik ek het onlangs 'n klasie gehad, die klein sterretjies, en hulle is ons toekoms, daai kindertjies. So ek wil miskien ook werkswinkels aanbied vir klein kindertjies. Jy weet, om hulle te help, om hulle af te rond as groot mense deur die medium van toneel, musiek, drama. Ek is bly om te hoor dat jy tyd wil spandeer in die klein eystertjies van ons land. Ja, absoluut, absoluut. Hulle is ons toekoms en jy weet, ek wil hulle leer dat die wêreld, die lewe is 'n geleentheid om 'n verskil te maak. Baie dankie, Elena. Dankie.